En nog 'n hallo aan jou. Ons is net so oor die halfpad merk met hierdie reeks en ek hoop dat jy dit net soveel geniet soos ek. Hierdie episode behoort veral vir jou interessant te wees, want ons gaan bietjie meer leer oor die ark en ons gaan ook weer na dinosourusse kyk. Sommige van hierdie inligting is op bladsye 69 tot 81 van die boek. Hierdie is nogal 'n langerige episode, maar dis omdat ek soveel erg interessante inligting met jou wil deel. So kom ons spring sommer dadelik weg. Maak vir jou 'n ark van goeie verhoud. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. So moet jy dit maak. 300 L die lengte van die ark, 50 L sy breedte en 30 L sy hoogte. 'n Opening moet jy aan die ark maak en op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, tweede en derde verdieping maak, want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. God het vir Noag beveel om 'n ark te bou sodat hy en sy gesin veilig kon wees. Die ark moes groot genoeg wees sodat een paar van elke soort landdier, asook een paar van elke soort vleiende dier lewendig in die ark bewaar kon word tydens die vloed. God het sekere diere as rein verklaar. En nee, dit beteken nie dat hulle daarvan hou om te bad nie. Dit beteken dat mense hulle kan eet, terwyl onrein diere nie deur mense geëet behoort te word nie. Jy kan daaroor lees in Levitikus 11. Verder is slegs rein diere gebruik in offers aan God. God het vir Noag gesê dat daar ekstra rein diere moes wees, en dit is hoekom Noag 7 pare van elke soort rein dier ook aan boord geneem het. Nou, party mense het 'n prentjie in hulle kop van 'n ark wat soos een groot drywende houtbad lyk, met die koppe van volwasse kameelperde en olifante en Noag wat bo uitsteek terwyl hulle kobaai waai vir, wel, niemand. Hierdie oulike ark is egter nie naastenby so groot soos die werklike ark van die Bybel nie. Die Bybel is baie duidelik oor die grootte van die ark. In gewone taal was hy 140 meter lank, dis langer as 'n sokkerveld. Hy was 23 meter wyd, dis so breed soos 4 verkeersbane en ook 14 meter hoog. Dit is hoër as 'n 4 verdieping gebou. Die ark het 3 verdiepings gehad. Ons is vandag bevoorreg om 'n paar lewensgrootte replika's van Noag se ark te kan sien. Johan Huybers is 'n Nederlander wat 'n paar jaar gelede besluit het om 'n drywende replika van Noag se ark te bou. Hy het eers hierdie halfgrootte ark aan die regterkant gebou en toe 'n volgrootte ark. Dit het hom 4 jaar geneem om die projek in 2012 te voltooi. Die ark het al duisende besoekers gelok, 'n wonderlike manier om die goeie nuus van die evangelie te versprei. Maar hierdie is nie die enigste replika van Noag se ark nie. Daar's ook 'n volgrootte sementreplika van Noag se ark reg langs die pad wat na een van Hong Kong se besigste lughawens lei. En dan is daar hierdie volgrootte ark wat in 2016 in Kentucky geopen is deur Ansys en Genesis. Dit is beslis op my moet doen lysie. Koreaanse skeepsboukundiges het bevind dat die ark volgens die Bybelse beskrywing een van die mees stabiele seevarende voertuie was om groot golwe in 'n baie rowwe oseaan te trotseer. Volgens hulle kon die ark 3 keer orkaansterkte winde en minstens 30 meter hoë golwe trotseer en waarskynlik nog hoër golwe en selfs 60 grade oorhel sonder om te slaan.
Nou daar was verskriklike dinge aan die gang in die aardkors tydens die vloed, met aardbewings, tsunamies, vulkaniese uitbarstings, kokende fonteinwater wat uitspuit, water wat heen en weer slosh. Dit was wild. Dit was in elk geval ook nie nodig vir die ark om 'n vaartbeleide skeepsontwerp te hê nie, waarheen sou hy in elk geval vaar? Golfnommer 777-325-186. Alles was toe onder water. Die ark moes net kon dryf. Dit het Noag baie lank geneem om die ark te bou, maar hy het nie alleen gewerk nie. Sy seuns het ook gehelp. Dit is ook heel moontlik dat Noag arbeiders kon gehuur het om hulle met hierdie reuse taak te help. Sedert die dag dat God gewaarsku het dat hy die aarde deur 'n vloed gaan vernietig, het 120 jare verloop voordat die vloed begin het. Mense het dus 120 jare lank kans gehad om hulle tot God te bekeer. Dit was genadetyd. Gedurende hierdie tydperk het Noag die ark gebou en hy het die mense aanhoudend gewaarsku, hier kom 'n vloed, hier kom 'n vloed, hier kom 'n vloed. Al wat hulle moes doen as hulle gered wou word, was om God te vertrou en in die ark in te gaan wanneer die tyd sou kom. Maar nee, niemand het hulle aan hierdie waarskuwings gesteer nie en eerder gekies om vir arme Noag aanhoudend te spot en sommer lekker uit te lag. Jesus praat ook hiervan in die Bybel. Die mense in Noag se dae het die herhaaldelike waarskuwings geïgnoreer. Hulle het glad nie geglo dat daar regtig 'n vloed sou kom nie en daarom is hulle onverhoeds deur die vloedwater oorval. Op dieselfde manier het Jesus ons oor en oor die versekering gegee dat hy weer gaan kom. Hierdie keer as die regter. Tog is daar sommige mense wat dit steeds nie glo nie. En daarom gaan hulle ook onverhoeds betrap word, net soos die mense in Noag se dae. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. In die antieke beskawings was dit nogal 'n algemene ding om reuse diereversamelings te hê. Trajan, 'n Romeinse keiser, het byvoorbeeld 'n diereversameling gehad wat met die van Noag vergelykbaar was. Die versameling het mak en wilde diere ingesluit. Koning Salomo het ook baie diere gehad met onder meer 4000 stalle net vir sy perde. Hierdie diereversamelings word in Engels 'n menagerie genoem. En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan. Volgens Genesis 6 vers 19 en 7 vers 2 is dit duidelik dat God vir Noag gesê het om die diere vir die ark te versamel. Onthou, Noag kon arbeiders gehuur het of sy eie bediendes gebruik het om die diere te versamel, net soos wat die keisers eeue later ook gedoen het. Dit was dus nie vir Noag nodig om heeldag rond te hardloop om elke dier te probeer vang nie. Kan jy jou voorstel hoe ou Noag op sy gevorderde ouderdom sou gesukkel het om 'n spelerige hasie te vang? Veral as hulle toe al daardie lang rokke gedra het, daardie lang mantels. Die Bybel sê ook dat God die diere beveel het om na Noag in die ark te gaan. So Noag het nie nodig gehad om hulle aan te jaag nie. Lees saam met my. Van die voëls volgens hulle soorte, en van die vee volgens hulle soorte, en van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, 2 van elke soort moet na jou kom om in die lewe te bly. Van al die vlees waar 'n lewensgees in was, het 2 na Noag in die ark gegaan. So waar was Noag op daardie stadium? Hy was binne in die ark. Dit beteken dat God ten volle in beheer was met die uitkies en versameling van die diere vir die ark. Noag het moontlik selfs in voorbereiding vir die vloed eers 'n diereversameling opgebou, waarna God die diere beveel het om in die ark in te gaan. Dit sou nogal voordelig gewees het om die diere eers aan te hou, want sulke diere is meer gewoond aan mense en daarom ook makliker om te hanteer.
Diere in die dieretyd is byvoorbeeld baie meer gewoond aan mense as diere in die wildtuin. Op hierdie manier kon Noag die diere fyn dophou en enige swak of siek diere identifiseer en met gesonde en sterk diere vervang. As ons Genesis 7 vers 22 weer deeglik lees, dan is dit duidelik dat God nie vir Noag gesê het om een paar van elke soort dier wat op die aarde bestaan in die ark in te neem nie, maar slegs die landdiere en die vleiende diere wat lug inasem deur neusgate. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het. Dit sluit insekte uit, omdat hulle nie deur neusgate asemhaal nie. Het jy al ooit 'n by met 'n paar neusgate gesien? Nee, hulle haal asem deur dun pypies in hulle eksterne skelet. En verder, slegs die oorspronklike soorte was in die ark, nie elke liewe spesie, subspesie en variasie van vandag nie. Nou jy wonder seker wat dit alles beteken. Kom ek verduidelik. Jy en ek en elke ander mens wat nog ooit bestaan het, het presies dieselfde wetenskaplike naam. En daardie naam is Homo sapiens. Dit beteken die wyse mens. Ons verdien nie aldag so 'n vleiende naam nie, want ons doen soms baie dom dinge, nie waar nie. Die twee dele van daardie wetenskaplike naam is amper soos jou van, Homo, en jou naam, sapiens. Die regte benaming vir jou van is eintlik genus, en vir jou naam is spesie. Net so bestaan die wetenskaplike naam van alle lewende organismes ook uit twee dele, die genus en die spesie. Die leeu se van en naam of genus en spesie is Panthera leo. En die van die luiperd is Panthera pardus. Albei is dus van dieselfde genus, Panthera. En albei, tesame met al die ander katspesies en variasies, is ook van dieselfde familie, die katfamilie, met die naam Felidae. Dan word hulle nog verder onder dieselfde orde en klas en film en uiteindelik onder die diereryk geklassifiseer, maar ons wil nie in so baie besonderhede ingaan nie. Ons stel net belang in die spesie, die genus en die familievlak van klassifikasie. Baie spesies vorm 'n genus en baie genera, dit is die meervoud van genus, vorm 'n familie. Dit is hoekom daar meer spesies as genera en meer genera as families is. Volgens God se woord is die oorspronklike soorte met duidelike aparte genepoele geskape. Jou genepoel is amper soos 'n genetiese gereedskapskis wat 'n menigte oplossings bevat om jou te help om by moontlike toekomstige omgewingsveranderinge aan te pas. Elke oorspronklike soort het uit minstens 2 lede bestaan, manlik en vroulik van dieselfde soort, en hulle kon voortplant om nakommelinge van hulle eie soort voort te bring. Een soort, byvoorbeeld 'n hondsoort, kon nie met 'n ander soort, byvoorbeeld 'n katsoort, voortplant om 'n vrugbare nageslag voort te bring nie. Die oorspronklike katsoort op die familievlak van vandag se klassifikasie het oor 'n baie groter verskeidenheid genetiese inligting beskik as die katspesies van vandag, soos die leeu's en die luiperds en die huiskatte. Met ander woorde, die oorspronklike katsoort het meer genetiese materiaal en daarom variasie in sy genetiese gereedskapskis gehad. Die oorspronklike olifantsoort, weer eens op familievlak van vandag se klassifikasie, het ook oor meer as genoeg genetiese inligting beskik om al die verskillende olifantspesies voort te bring. Afrika-olifante, Indiese olifante, mammoete, mastodons en stegodons. Net so het al die makvee vanuit een oorspronklike soort, die aurags, ontstaan. Wat beteken al hierdie dinge? Wel, dit wys vir ons dat die Bybelse rekord, die lyste van diere in Levitikus, daarop dui dat die oorspronklik geskape soorte nie op die spesievlak van vandag se klassifikasie was nie, maar waarskynlik op die familievlak, soos die katfamilie, die olifantfamilie, die hond-wolf-familie. Dit word bevestig deur wetenskaplike bewyse wat verskeie voorbeelde insluit van individue van verskillende spesies en genera wat nakommelinge kan voortbring. Met ander woorde, verskillende genera kan kruisdeel
om babas voort te bring en dit bewys vir ons dat hulle van dieselfde familie of oorspronklike soort afkomstig is. 'n Perd en 'n donkie kan byvoorbeeld kruis steel om 'n muil voort te bring. Dit bewys dat hulle afstammelinge van dieselfde oorspronklike soort is. Die zonkie is 'n kruis tussen 'n zebra en 'n donkie. Die liger is 'n kruis tussen 'n leeu en 'n tier. Die walvyn is 'n kruis tussen 'n walvis en 'n dolfyn. Ligers bewys dat 'n leeu en 'n tier verskillende spesies is, maar van dieselfde soort. Walvyne bewys dat walvisse en dolfyne verskillende spesies is, maar van dieselfde soort. So al die voorbeelde van kruisstelings lewer bewys dat die diere van 'n spesifieke oorspronklike geskape soort afkomstig is. Kom ons kyk nou 'n bietjie na honde. Die onderste blokkie van die diagram stel die oorspronklike wolf-hond soort voor, waarskynlik op die familievlak van vandag se klassifikasie. Die heel boonste ry stel vandag se spesies of genera voor, wat vandag nie meer van nature met mekaar paar en voortplant nie. Hoofsaaklik omdat hulle gedrag verskil of omdat hulle in verskillende gebiede voorkom. Streng gesproke is voortplanting egter nog steeds moontlik tussen hierdie spesies, omdat hulle genetiese inligting vanaf dieselfde oorspronklike wolfsoort afkomstig is. Vandag is daar meer as 200 unieke tipes honde. Dit sluit die wolwe, vosse, jakkalse en prairiewolwe in. Tesame met makhonde, soos byvoorbeeld Great Danes en miniatuur Doberman Pinschers, is hulle almal van een oorspronklike wolfsoort afkomstig. Dis interessant dat navorsers erken dat meeste van vandag se sowat 400 makhonderasse slegs in die laaste 200 jaar ontstaan het. God het die oorspronklike soorte met genoeg genetiese variasie geskape wat hulle in staat sou stel om by die verskeidenheid van omgewingsveranderinge na die vloed aan te pas. Hoe meer variasie, verskeidenheid daar in die oorspronklike soort se genepool was, met ander woorde, hoe voller sy gereedskapskis, hoe groter verskeidenheid van dieselfde soort het uiteindelik ontstaan. Dit verklaar hoe die groot verskeidenheid spesies van vandag gevorm het. Ons noem dit spesiasie. Maar die nageslag van visse is steeds visse. Paddas is steeds paddas. Ape is steeds ape en mense is steeds mense. Alhoewel daar groot verskeidenheid binne elke soort voorkom. Baie mense kyk vandag na al die spesies en wonder dan hoe so 'n groot verskeidenheid van diere in die ark kon inpas. Maar nou weet jy dat hierdie verskeidenheid slegs latere variasies van die oorspronklike geskape soorte was, volgens die familievlak van vandag se klassifikasie, wat in Noag se ark was. Dit behoort ook nou duidelik te wees dat die oeroue gestryery oor die sogenaamde spasieprobleem in die ark sou eindig. Indien mense sou ophou om vir elke liewe dier 5 verskillende name te gee en dan wil hulle dit Noag se probleem maak. En natuurlik was daar dinosourusse in die ark. Dinosourusse was maar net nog 'n soort landdier wat lug deur sy neusgate ingeasem het en saam met al die ander landdiere deur God geskape is op dag 6. Het jy geweet dat meeste dinosourusse glad nie eens so groot was nie? Sommiges was selfs kleiner as hoenders. Die gemiddelde grootte van 'n volwasse dinosaurus was ongeveer die van 'n skaap. Sommige sê 'n bison. Jy sien mos net altyd hierdie prentjies van die reuse vreesaanjaende Tyrannosaurus Rex of die enorme Brachiosaurus in jou gedagtes, as ook in boeke of op TV, is dit nie waar nie. Nou van die sogenaamde 668 dinosaurus genera, het slegs 106 van hulle meer as 10 ton geweeg toe hulle volwassenheid bereik het. En verder, die grootste eier wat deur 'n dinosaurus uitgebroei is, was ongeveer die grootte van 'n voetbal, wat beteken dat selfs die grootste dinosaurus, soos die Apatosaurus en die Brachiosaurus, eens op 'n tyd klein was, net soos ek en jy. Die jonger, kleiner diere sou baie maklik in die ark kon inpas. Dit sou ook makliker gewees het om hulle te voer en hulle sou na die vloed vinniger kon babietjies kry. Kom ek deel nog interessante feite met jou. Die gemiddelde mediaan grootte van al die diere op die ark was waarskynlik die van 'n groot rot.
Slegs 11% was aansienlik groter as 'n skaap. Dit beteken dat meeste van die diere aan boord nogal klein was. Vleiende reptiele soos die Pterodactylus was waarskynlik ook in die ark, maar natuurlik geen see-reptiele soos die plesiosaurs nie. Nou ons word almal geflous om te glo dat dinosourusse 65 miljoen jaar gelede, met ander woorde, lank voor die vloed alreeds uitgesterf het. In Genesis lees ons egter dat God al die landdiere ongeveer 6000 jaar gelede op dag 6 gemaak het. Dit sluit die landlewende dinosourusse in en onthou, volgens die Bybel het niks dood gegaan voordat Adam en Eva gesondig het nie. So as ons kies om God se woord in sy geheel te glo, dan skakel dit die verblindende evolusie-liggie net daar af. Maar as ek reg raai, dan dink ek jy wonder steeds daaroor. So kom ek gee vir jou nog 'n bietjie inligting. Jy kan ook meer besonderhede hieroor kry in hoofstuk 6 van my ander boek, Skepping deur God of Evolusie uit niks. Ek herhaal, dinosourusse het nie miljoene jare gelede geleef en gesterf nie, omdat God die hele skepping in totaliteit in 6 letterlike dae geskaap het, slegs ongeveer 6000 jaar gelede. Dit beteken dat dinosourusse nie miljoene jare gelede kon bestaan het nie, omdat die aarde slegs ongeveer 6000 jaar oud is. Dinosourusse was landdiere en net soos Adam is hulle ook op dag 6 geskape. Dit beteken dat Adam die eerste mens was wat nog ooit 'n dinosaurus gesien het. Hy moes verskriklik opgewonde gewees het. Dinosourusse het nie in voëls verander of geëvolueer nie, want eerstens, dis onmoontlik. En tweedens, die vleiende kreature soos voëls is eendag vroeër as die landdiere wat dinosourusse insluit, geskape. Net soos al die ander diere in Eden, het dinosourusse ook eers plante gevreet. Kopergraverings wat terugdateer na die 1400s is in die Carlisle Kathedraal in Brittanje te sien. En dis so duidelik dat jy baie maklik dinosourusse sal kan uitken. Tesame met verskeie bekende diere, soos visse, 'n hond, 'n vark en 'n voël. Hoe teken of graveer 'n mens iets in soveel besonderhede, as jy dit nooit self gesien het nie? En onthou, dinosaurus fossiele is eers in die 1800s ontdek, wat beteken dat mense geweet het hoe hulle gelyk het, omdat daardie diere op dieselfde tyd lewendig was, saam met vandag se bekende diere. Die evolutionist Mary Schweitzer en haar span het onder andere sagte weefsel, rooi bloedselle en bloedvate in dinosaurusbene ontdek. Dit het 'n reuse skok in daardie laboratorium veroorsaak en sy self het erken dat sy dit nie kon glo totdat hy die eksperiment 17 keer herhaal het nie. Hoekom was hulle so verbaas? Wel, volgens bestaande wette van fisika en chemie, kan sagte weefsel nie vir 65 miljoen jaar sag, rekbaar en behoue gebly het nie. En is ook nie net sagte weefsel nie, maar hulle het verskeie ander dinge ontdek soos proteïene en DNS. Dit is komplekse molekules wat voortdurend afbreek na eenvoudiger molekules. Die vasgestelde meetbare tempo van ontbinding van sekere proteïene is heeltemal in ooreenstemming met 'n ouderdom van ongeveer 4500 jaar sedert die vloed, maar beslis nie in ooreenstemming met 65 miljoen jaar nie. Verder is daar ook koolstof 14 in hulle bene ontdek. Nou alles wat lewendig is of was, bevat koolstof. Wanneer 'n organisme doodgaan, dan begin die koolstof 14 binne in die organisme om radioaktief te verval. Dit beteken maar net dat dit stapsgewys al hoe minder en minder en minder word. Hoe minder koolstof 14 daar in die organisme oorbly, hoe langer gelede is hy dood. Wanneer wetenskaplikes koolstof 14 binne in enige iets ontdek, dan is hulle altyd baie opgewonde, omdat koolstof 14 so vinnig verdwyn en bewys lewer van duisende jare, nooit miljoene jare nie. Aangesien dit so vinnig verdwyn, sou ons nie verwag om selfs een koolstof 14 atoompie in 'n dinosaurus se karkas te kry nie, omdat daar na 'n teoretiese tydperk van ongeveer 60.000 jaar amper niks, slegs 0,001% of 1/1000ste van die oorspronklike hoeveelheid oorbly. Met ander woorde,
As dinosourusse werklik miljoene jare gelede uitgesterf het, behoort daar nie eers 1 koolstof 14 atoompie meer in hulle karkasse teenwoordig te wees nie. Nee. Tog het wetenskaplikes koolstof 14 in dinosourusbene ontdek, wat duidelik vir ons wys dat hierdie diere beslis nie miljoene jare gelede dood is nie, maar wel slegs 'n paar duisend jaar gelede. Meer daaroor in hoofstuk 8 van my ander boek. So, hoeveel blyplekke die diere op die ark gehad? Maak gereed, want hier kom 'n reuse verrassing. Indien dit wat deur die meerderheid wetenskaplike bewyse bevestig word, waar is, dat die geskape soort gelykstaande is aan die familievlak van klassifikasie, ten minste in die geval van soogdiere en voëls, sou daar slegs sowat 2000 diere in die ark gewees het. Dr. Woodmore-Rappy, wat die navorsing hieroor gedoen het, het doelbewus besluit om die probleem, om al die diere in die ark te huisves, moeiliker te maak, deur die geskape soort op die genusvlak te neem, in plaas van op die familievlak, wat baie meer waarskynlik is. Onthou, daar is meer spesies as genera, en meer genera as families, ensovoorts. Hiervolgens sou daar slegs 16.000 diere of 8.000 pare in die ark moes wees. Indien hierdie 16.000 diere in hokke was, sou hulle slegs 3% van die ark se ruimte nodig gehad het vir hulle verblyf. Die ander 97% van die ark kon gebruik word vir kos, water en oefening. Ek het nog altyd gedink dat hulle almal so styf soos 'n klomp sardientjies in 'n blik ingeprop was. 'n Ander studie is gedoen om te probeer bepaal hoe lank dit die diere sou neem om in die ark in te gaan. Dit is by 'n slagtershuis gedoen waar 1000 varke per uur geslag word. Kleiner diere beweeg natuurlik vinniger as grootes, maar teen hierdie spoed sou dit op die meeste waarskynlik 5 ure geneem het vir 16.000 diere om in die ark in te gaan. En dit is die tyd vir 'n enkel ry diere, wat waarskynlik nie die geval was nie, want God het gesê, van al die vlees waar 'n lewensgees in was, het 2 na Noag in die ark gegaan. Noag het natuurlik nie 'n yskas of 'n vrieskas aan boord gehad nie, want sulke goed het nog nie bestaan nie. Nou as jy nie jou kos in 'n vrieskas of in 'n yskas bære nie, dan word dit sommer gou gevrot. Daar is egter verskeie maniere wat gebruik kan word om te keer dat kos vrot word. Een van die maniere is om dit uit te droog, soos wat ons met vrugte en vleis maak wanneer ons droë vrugte en biltong maak. Verder kan droogkosse ook maklik saamgepers word en so kan daar nog meer kos ingepas word. Verskeie kossoorte soos vars vrugte en groente se massa kan met tussen 75 en 95% verminder word as dit gedroog en veral as dit terselfdertyd ook iets wat saamgepers word. Preservering is eintlik die woord wat gebruik word vir die verskillende metodes waardeur ons kos kan bære sodat dit nie kan vrot word nie. Die preservering van kossoorte, ook vleis en vis, vir tye so lank soos 3 jaar, was selfs in antieke Bybelse tye bekend. Levitikus 25 vers 21 en 22 handel oor die eet van gepreserveerde voedsel. Die antieke Romeine het bessies in heuning gepreserveer, terwyl 'n verskeidenheid van kossoorte soos bessies, blare, wortels en vars vleis al oor 'n lang tydperk deur die arktiese mense in vet of olie gepreserveer is. Gedroogde insekte is baie hoog in voedingswaarde. Amerikaanse indiane in die weste van Amerika het groot hoeveelhede sprinkane gedroog en met bessies, sade en neute ensovoorts gemeng. 'n Sprinkaan gesondheidstafie. Volgens Dr. Woodmore-Rappy sou die volume voedsel vir Noag, sy familie en al die diere minder as 15% van die ark se volume in beslag neem. Maar meer belangrik is die feit dat God sy hand oor die ark en sy inwoners gehou het. En ons kan met sekerheid weet dat hy beslis die voedsel gepreserveer sou hou. Nou, ons het oor 'n hele paar dinge gesels. Nou kan ons alles baie mooi bymekaar tel. Ons gaan 'n maklike wiskunde sommetjie doen. So moenie weghardloop nie. Ons het geleer dat die diere slegs 3% ruimte op die ark in beslag sou geneem het. Die kos sou slegs ongeveer 15% van die ruimte op die ark in beslag geneem het.
Indien Noag water ook saamgeneem het, sou dit waarskynlik slegs 10% ruimte in beslag geneem het. 3% vir die diere, plus 15% vir die kos, plus 10% vir die water, is gelyk aan 28% totale gebruikte spasie. Omdat ons met persentasies werk, moet ons hierdie getal van 100 aftrek. 100 minus 28 is 72%. Dit word deur die groen deel van die sirkelgrafiek verteenwoordig. Maar wat beteken dit? Dit beteken dat meer as 72% en waarskynlik meer van die ark net oop spasie was. Dit wys vir ons baie duidelik dat daar meer as genoeg plek vir Noag, sy familie, al die diere as ook kos en water was. Dan was daar nog lekker spasie vir wegkruipertjies speel en dalk so 'n bietjie rugby ook. Hulle kon nalope, lang afstande en allerhande ander oefeninge aan boord doen. Miskien nou nie juis oom Noag nie en sy vrou nie, maar miskien hulle seuns en hulle vroue. Dit klink vir my na baie goeie beplanning. Maar hoekom was daar so baie oop spasie? Vir wie was dit? Wel, ek glo dat God hierdie spasie gereserveer het vir al die ongelowige mense wat nie na God se 120 jare lange waarskuwing sou luister nie. Hiervolgens het God voorsiening gemaak vir baie meer mense om in die ark in te gaan as slegs Noag, sy vrou, hulle seuns en hulle vrouens. Die oop spasie kon natuurlik selfs meer gewees het indien Noag hulle van die enorme hoeveelhede reënwater gebruik het eerder as om water aan boord te stoor. Moet nooit die fout maak om te glo dat die mense van daardie dae enigstens minder intelligent as ons was nie. Dit is net nog 'n evolutionistiese idee. Inteendeel, in Genesis 4 leer ons dat Adam se nageslag saaiboere en veeboere was. Hulle het musiekinstrumente gemaak, metale gesmee en stede gebou. Kort na die vloed het die Egiptenare al geskryf, graniet gesny en met perfekte bouwerk en fyn besonderhede groot piramides opgerig, alles sonder rekenaars. Adam en Eva was volmaak geskape, maar sedert die sondeval het die mense verstandelike vermoë oor 'n tydperk van 6000 jaar agteruit gegaan. Ek dink Noag hulle was meer as slim genoeg om te kon uitwerk hoe 'n mens reënwater opvang. Kom ons som op. Noag en sy familie was vir presies 1 jaar en 11 dae op die ark. Dit is duidelik dat die ark meer as groot genoeg was om nie net al die spesifieke soorte landdiere en voëls aan boord te kon hê nie, maar om ook nog baie ander mense as net 8 te kon red. Ongelukkig het duisende mense geweier om na God se waarskuwing te luister. In die volgende gedeelte oor verwoesting gaan ons kyk na die toestande voor en tydens die vloed. Sien jou daar.